en welkom by die Afrikaanse nuus op SABC2. Die Gautengse polisie het die afgelope naweek honderde verdagtes in hegtenis geneem en verskeie ongelisensieerde drankhandelaars in Cosmo City en Honeydew in die noorde van Johannesburg gesluit. Die polisie sê die twee gebiede is brandpunte vir ernstige misdadige bedrywighede, insluitend motorkapings en huisbraak. Die optrede was deel van operasie Chanela, wat daarop gemik is om plaaslike polisiestasies te help met misdaadbestryding. Die optrede het onder meer 'n padblokkade gisteraand in Cosmo City ingesluit. Padgebruikers sê hulle glo volgehoue optredes soos die kan misdaadsyfers in die provinsie aansienlik verlaag. When the police is doing this thing, I say personally that I like it because of you feel safe in your own country. 'n Gesamentlike operasie van die Departement van Binnelandse Sake en verskeie wetstoepassers het gelei tot die inhegtenisneming van verskeie ongedokumenteerde buitelanders. We're able to arrest 35 undocumented persons that were found in this roadblock. They will also be able to arrest people that were found to be driving under the influence of liquor. So 4 are arrested, they are inside. The team was also be able to arrest 1 person that was found in possession of drugs. Die Gautengse polisie het gemeenskappe gevra om hulle te help in die stryd teen misdaad. Randwater vra inwoners van sy bedieningsarea om voorbereidings te tref te midde van wateronderbrekings wat gebiede in Gauteng en Noordwes sal raak. Die Grootmaat waterverskaffer is besig met fase 2 van instandhoudingswerk wat môreoggend begin en tot 18 Julie sal duur. Die woordvoerder, Makenosi Marue, sê 3 van die 4 groot waterpompstasies, Eikenhof, Palmiet en Swartkoppies, word opgeknap. 3 metro-munisipaliteite in Gauteng, sowel as die Madibeng munisipaliteit in Noordwes, word geraak. I think firstly it's important for us not to panic. The maintenance is happening. It's not over a period of 18 days consecutively, so there will be a break. Actually, this is the second phase that we are undertaking. On the 29th, we started. We completed the first phase. Then we waited for the system to recover before we start with the second phase, which will start tomorrow on the 30th. So it's not as scary as people think. I think we tend to panic. We did plan for this maintenance and rainwater, and we'll have a conversation as we go on. Die Gautengse regering gaan môre nog 'n paaiement aan die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap of SANRAL betaal om sy e-tolskuld te dek. Die 5,4 miljard rand is die tweede paaiement wat die provinsiale regering aan SANRAL betaal om die skuld te dek wat verband hou met die mislukte e-tolstelsel in Gauteng. Die ALR vir Finansies, Lebogang Mahile, sê meer as 2 miljard rand van die bedrag sal gebruik word vir padinstandhouding en die res om van sy uitstaande skuld af te betaal. Ingevolge 'n ooreenkoms wat tussen die provinsiale regering en SANRAL gesluit is, toe die e-tolstelsel opgeskort is, sal Gauteng 20 miljard rand in 5 paaiemente betaal. Dit sal 30% van die skuld dek, terwyl die nasionale regering die oorblywende 70% sal betaal. Tomorrow what we're paying, it's the debt interest is one amount, and then we're paying the road maintenance of 0.99 billion, which is for the road maintenance. And we have also indicated the roads that in terms of the agreement we expect SANRAL to maintain, work with our team and report on the progress that must be made. But we've also said we want to understand what is the economic benefits for the people of Gauteng, including their participation in those projects and job creation as well. Mahile sê die afbetalings plaas druk op die provinsiale staatskas te midde van moeilike ekonomiese omstandighede en beperkte bronne.
Hy het toegegee dat dit 'n invloed het op dienslewering, aangesien die geld wat nou aan skuld afbetaal word, eerder gebruik kon word om meer skole en klinieke te bou. Die hoof van die Verenigde Nasies se internasionale atoomenergieagentskap, Rafael Grossi, sê Iran kan binne maande weer begin om Iran te verryk. Grossi sê die VSA se aanvalle op Iran se kernaanlegte het ernstige skade aangerig, maar nie die program vernietig nie. 'n Voorlopige intelligensieverslag van die Pentagon het vroeër aangedui dat die aanvalle Iran se kernprogram met slegs maande vertraag het. In die Serviese hoofstad Belgrado het die onluste polisie traanrook en skokgranate op teenregeringsbetogers afgevuur. Sowat 140.000 betogers eis 'n vroeë verkiesing om 'n einde aan die president Alexander Vučić se bewind van 12 jaar te bring. Vučić voer aan dat die betogers deel is van 'n komplot om die land oor te neem. 'n derde Oekraïense vegvlieënier is dood sedert die Russiese aanval in die land in 2022. Die F-16 vlieënier was besig om 'n Russiese aanval af te weer. Tydens die aanval is 477 hommeltuie en 60 missiele op Oekraïne afgevuur. 211 hommeltuie en 38 missiele is deur Oekraïne onderskep. Bly ingeskakel, ons is net hierna terug met die sportnuus. Die Springbok slot Jean Kleyn is uitgeskakel vir die Kaselage inkomende reeks nadat hy gister beseer is tydens die Springbokke se 54-7 sege teen die Barbarians in Kaapstad. Kleyn, wat die wedstryd saam met sy slotmaat Lot de Jager begin het, keer terug na die Ierse klub Munster om van sy besering te herstel. Die Bokke speel Saterdag teen Italië op Loftus Versveld in die eerste van 2 toetswedstryde. Die volgende toets is teen Georgia by die Mbombela Stadion op 19 Julie. Intussen het die junior Springbokke die wêreld rugby onder 20 kampioenskap op 'n positiewe noot afgeskop met 'n oortuigende sege van 73-17 teen Australië in hul Groep A wedstryd in Calvisano in Italië. Dit is al van my kant af. Onthou, ons is môre aand om 8:30 op S3.